Goeiemôre vriende, op watter pad is jy? Want die pad waarop jy is, bepaal die bestemming. Dis waar jy gaan uitkom. Nou daar word vertel van 'n boer in Iowa, Amerika. In die winter sneeu dit verskriklik op sy plaas en so erg dat hy nie sy skuur van sy huis kan sien nie. Hy moet egter elke dag sy vee in hierdie skuur gaan voed en 'n boer maak mos altyd 'n plan en daarom in die winter span hy 'n tou tussen sy huis en die skuur. Al is sy visie beperk, al kan hy nie die skuur sien nie en dis gevaarlik, hy kan sy rigting verloor en iets dramaties kan met hom gebeur. Het hy 'n plan gemaak en 'n tou gespan tussen die skuur en sy huis. En in die sneeustorms, elke dag hou hy vas aan die tou en hy stap tree vir tree tot by die skuur, voed die diere en hou weer vas aan die tou en kom veilig by sy bestemming uit, veilig terug in sy huis. Weet jy vriende, in Exodus 20 is daar 10 woorde wat die Here vir ons wil gee hoe ons moet lewe. Maar ons begin altyd by die reëls en die wette en dan vergeet ons dat God eerste praat. Hoor vandag sy woorde. In Exodus 20 vers 1 en 2 sê hy, luister na hierdie woorde. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit slawerny bevry het. Ek is die Here wat eerste met genade in jou lewe ingetree het. Ek het jou verlos voor daar enige reëls of eise of wette volg. En daarom kom genade altyd eerste, voor reëls. Die kruis kom altyd voor gehoorsaamheid. Genade kom voor wette. En dan as ons dit snap, dat God vir ons genade gee, dat hy vir ons die tou gee waaraan ons kan vashou elke dag om veilig by ons bestemming uit te kom, dan kan ons met liefde en dankbaarheid die res van die 10 gebooie volg en so lewe om God lief te hê met ons hele hart, siel en krag en ons naaste soos onsself. Hou vas aan die tou. Maak nie saak in wat se storm, wat se uitdaging jy is, wat se verlies jy moet hanteer nie. Hou vas aan die tou. Ek is die Here jou God wat jou uit slawerny bevry het, wat jou verlos het. Hou vas aan die tou en ek sal jou veilig by jou bestemming bring. Hou vas aan die tou. Amen.